Daar is iets wat ons almal wat vandag hier sit in gemeen het. Van die persoon wat daar agter, in die heel agterste ry in die hoek sit, regdeur tot hier by my, tot die persoon wat in daai hoek sit, en selfs hulle wat, veral ook hulle, wat in die ouerskamer sit. Ons almal kom een of ander tyd op 'n plek waar ons moet wag. Of jy vanoggend iemand is wat oud is of jonk is, jy gaan moet wag. Of jy ryk is of arm is, iemand is met 'n groot netwerk, met baie invloed, of iemand is met min invloed, elkeen van ons kom een of ander tyd in ons lewe op 'n plek waar ons moet wag. Of jy vanoggend iemand is wat die Here vir 10 dae ken, of iemand is wat hom al vir 20 jaar volg. Ons weet wat dit is om te wag. Om te wag op 'n persoon, op te wag op iets, en selfs om te wag op die Here. Ons is in 'n baie interessante tyd van die jaar. Dis 'n tussenin tyd. Ons het donderdag aand saam Hemelvaart gevier, en komende Sondag is dit Pinkster Sondag. En tussen hierdie twee punte is dit 'n tussenin tyd, 'n wagtyd. Iemand beskryf wagtyd as volg, en daar kan jy hiermee identifiseer, dat wagtyd voel baie keer asof jy in 'n gang is waar daar geen vensters of deure is nie. En die disippels van Jesus bevind hulle self tussen Hemelvaart en Pinkster Sondag in so 'n tussenin tyd. Kom ons lees saam uit Handelinge 1 uit vers 4 tot 5, is welkom jou Bybel daar oop te maak. Dis ons skrifgedeelte vandag, en ek gaan 'n paar gedeeltes uit Handelinge 1 uit na verwys vanoggend. Terwyl hy, en dis Jesus, 'n keer saam met hulle, sy disippels aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Jesus, die opgestane Jesus, die eerste opdrag wat hy aan sy disippels gee, nadat hy 40 dae, en jy en ek het nou hierdie 40 dae saam gestap, en gevra, maar hoe lyk 'n opgestane lewe? Opstanding is 'n seisoen, het ons vir mekaar gesê. Vir 40 dae voor opstanding Sondag, 40 dae voor Paasnaweek het ons gevas, en dan breek daar 'n 50 dae tydperk aan, nie van vas nie, maar van fees, opstandingsseisoen. En uit Kolossense het ons gesê, maar hoe lyk hierdie opgestane lewe? En nou kom Jesus, nadat hy vir 40 dae lank tyd as opgestane Jesus met sy disippels spandeer het, hulle geleer het oor die koninkryk met hierdie een groot opdrag. Dis die eerste opdrag. Wag. Die kerk, die eerste kerk begin met disippels wat wag. Nie 'n groot konferensie nie, nie een of ander uitreik nie, nie groot genesings nie, maar met disippels wat in 'n boefretrek is en besig is om te wag. Met Pinkster, die opstanding, met die uitstorting van die Heilige Gees, vind ons disippels wat wag. En tog, vir my, jy en ek, wag met alles in ons. Ons wil wag vir kort. Ons hou nie van wag nie. Ek wil graag 3 opmerkings maak oor wag. Die eerste opmerking is dit, dat om te wag is onvermydelik. Ek lees die werk van Henry Nouwen, en hy het 'n stuk geskryf, 'n boek geskryf oor the spirituality of waiting. En dan maak hy 'n stelling wat my vir 'n paar oomblikke laat dink het hierdie week. Hy sê ongeveer 98% van ons lewe spandeer ons om te wag. En my eerste reaksie is seker soos jou reaksie, dit klink
Dit klink baie, is hy nie besig om hier te oordryf nie. Maar dink aan ons lewens, hoe baie ons wag, deur die loop van 'n dag, deur die loop van 'n week. As jy ouer is, wag jy vir jou kinders. Kinders wag vir ouers. Ons wag vir 'n klas om te begin, om 'n klas om te eindig. Vanoggend het jy gewag dat hierdie diens moet begin, en jy sit nou daar en wonder, maar wanneer gaan hierdie diens dalk eindig? Jy wag vir die diens om te eindig. Ons wag om te betaal. Soms wag jy vir 'n betaling. Jy wag op 'n oproep, jy wag op die antwoord van 'n e-pos. Jy doen aansoek en jy wag vir terugvoer. Jy wag vir uitslae van mediese toetse. Jy wag op die dokter. Daar's soveel oomblikke in ons lewe wat ons wag. Ons wag vir die kos om gaar te word. Ons wag op daai gesprek. Ons wag. Wag is onvermydelik. Ons wag as individue en soms wag ons ook as 'n gemeenskap saam. Geen wonder ons sing soms saam met John Mayer. We are waiting on this world to change. Wag is onvermydelik. Maar dan 'n tweede groot opmerking is, wag is moeilik. En ek dink een van die redes waarom wag so moeilik is, want ons kom agter dat wanneer ons wag, ons nie werklik in beheer is nie. En ons ervaar dit in verskillende areas van ons lewe. Ons ervaar dit in die verkeer. As jy op 'n snelweg kom en daar's padwerke, ons ken daai stop and go, en jy kom by stop and go, kom jy agter maar, ek is nie eintlik in beheer nie. En dan daai bordjie wat vir jou sê, verwagte wagperiode 10 minute. Terloops, ek wens, daar kan in meer areas sulke bordjies wees. Kan jy dink as jy vanoggend hier sit en jy's enkel lopend, en jy begin te date, en jy wonder, maar wanneer is nou die regte tyd om vir hom of haar nou te vra, of ons moet meer ernstig raak, dat daai meisie of daai ou kom met so 'n bordjie wat sê, verwagte wagperiode, 3 maande, of dalk langer, of korter. As jy as ouer, en julle wat daar agter sit in die ouerskamer, as daai babatjie gebore word, en ons is opgewonde, en het min slaap, en jy in die middel van die nag, 2 in die nag voel jy wil jou hare uit jou kop uittrek, en jy dink jy is die enigste persoon in Sekunda, wat wakker is 2 uur, 3 uur in die oggend, wanneer gaan hy of sy deurslaap? Daai babatjie so bordjie vir jou wys, verwagte wagperiode, met 'n tydperk op. Waarvan as ons by ons werkplekke, as jy wag op daai verhoging, of dalk daai posverandering, as jy met jou volgende betaalstrokie so kennisgewing kry, verwagte wagperiode, wag nog net vir so 'n maand of 2. Maar ongelukkig die lewe nie sulke bordjies nie. Dis wanneer ons wag, dat ons agterkom, ons is nie werklik in beheer nie, dit maak wag moeilik. Dis wanneer jy en ek wil uitgaan en jy moet wag op jou huweliksmaat, om klaar te maak dat jy besef, ek is nie werklik in beheer nie. Dat wanneer jy as ouer vir jou kinders vra om sekere goed te doen, en jy nou al vir die 3de keer jou stem verhef het, en dit nog steeds nie gedoen is nie, dat jy agterkom, maar jy is nog nie in beheer nie. Dis wanneer ons in die middel van hierdie droogte tydperk sit sonder water, en binne 'n paar dae die boodskappe gaan sien op Sekunda en sy mense en WhatsApp groepe, wanneer gaan die water weer aankom, dat ons besef, mense, ons is nie werklik in beheer nie. Wag is moeilik. Wag is onvermydelik. Kan ek 'n moeilike stelling maak? Ek wil hierdie stelling versigtig maak. Die 3de stelling, wag is nodig. Laat hom insink. Wag is nodig. Ek besef, dis hoekom ons, as jy kyk na die kerkkalender, hoekom volg ons die kerkkalender? Want ons sê, ons is mense wat leef volgens 'n ander ritme. Die kerkkalender volg die ritme van die lewe van Jesus. En as ons lewens inrig volgens die ritme van Jesus, kom ons agter, daar's soveel wagperiodes in die ritme en die lewe van Jesus. Ons wag met Advent
op die geboorte van Christus. En dan wag ons saam vir sy sterfte. En tussen die dood en die opstanding van Jesus is daai Saterdag. Dankie vir jou wat hierdie jaar deel was van Stil Saterdag. Dis op Stil Saterdag wat ons in 'n tussentyd, 'n drumpeltyd staan en ons wag op sy opstanding. Jesus staan op. Ons ervaar sy hemelvaart saam en dan vir 10 dae, dis waar ons nou is. Ons is in die middel van daai 10 dae. Dis in hierdie 10 dae waar ons saam wag op hierdie belofte van sy Gees, die opgestane Jesus wat nou in ons kom leef. Moenie volgende week mis nie, met Pinkster Sondag, nooi vriende, nooi mense, nooi jou familielede, wees vroeg hier. Ons gaan saam stil staan by wat op Pinkster Sondag gebeur het. Ons is 'n mense wat wag. Wag is nodig, want Christus vorm sekere goed in ons lewens, wat op geen ander manier gevorm sou word, as om te wag nie. En ek besef, soos ek gehoor ek vanoggend kyk, hier's van ons wat in hierdie tyd gewag het. Gewag het, as kom jou gesondheid, by jou werk, by jou verhouding. Maar hoe kan jy en ek mense wees wat goed wag? Waarvoor wag jy op hierdie oomblik? Hier's van ons wat wag dat kinders gebore moet word. Ons wat swanger is. Hier's van ons wat wag dat ons kinders die huis moet verlaat. Hier's van ons wat wag op 'n werk om te begin, jou studieloopbaan om te begin. Hier's ander van ons wie se kinders en jouself dalk gaan klaarmaak hierdie jaar met jou studies en wat selfs beplan om klaar te maak met werk, wat aftree. Wag jy vir 'n deurbraak? Wag jy vir 'n antwoord? Wag jy vir 'n bepaalde ervaring saam met die Here, 'n vernuwing? Is jy honger vir 'n vernuwing? Die een wat in die sirkel staan? Hoe gaan jy en ek goed wag? Want wag raak ons almal. En as jy nie vanoggend in 'n wagperiode is, wil ek jou nooi, maak notas. Jy gaan 10-10-1 hierdie week met iemand te doen kry wat besig om te wag. En jy gaan die geleentheid hê om hulle te bedien met die woord. Hoe het die disippels gewag? Kom ons gaan vir 'n paar oomblikke na die boefretrek toe. Ons gaan volgende week veral stil staan by die boefretrek en vir die volgende paar weke ook kyk na wat is die werk van die Heilige Gees verder ook in ons lewens. Kom saam met my na die boefretrek toe waar die disippels wag. Wat leer ons van hulle wat wag? Ek wil 3 vrae vir jou gee om te vra in jou wagtyd. Die eerste vraag is dit: wat is die Here besig om te vorm in my terwyl ek wag? Want dit wat die Here besig is om te vorm in my terwyl ek wag, is net so belangrik, inteendeel miskien soms selfs meer belangrik as dit waarop ek wag. Dis Henry Nouwen, en ek verwys na hom net nou, wat skryf oor wag, en hy het hierdie term populêr gemaak van waar ons vir mekaar sê, en almal wat met jou gaan praat oor wag, gaan vir jou sê, ons kan nie passief wag nie, ons moet aktief wag. Maar wat beteken nou aktief wag? Kyk wat skryf hy sê, there is none of this passivity in Scripture. Those who are waiting very actively. They know that what they are waiting for is growing from the ground on which they are standing. En nou belangrik. Active waiting means to be present fully to the moment, in the conviction that something is happening where you are and that you want to be present to it. Om aktief te wag is om te sê, Here,
ek gaan teenwoordig wees in hierdie moment. Kom ons kyk na die disippels in daai 10 dae, om te vra, Here, wat is dit wat U nou in my vorm, in hierdie wagtydperk, hierdie tyd van onsekerheid. Onthou, hulle het nie geweet wat om te verwag nie. Hulle het ook nie geweet hoe lank hulle gaan wag nie, en dis juis ook die groot onsekerheid van wag, wat dit vir ons so moeilik maak. Maar om te sê, in hierdie wagtydperk, hoe lank het ook al gaan wees, Here, maak my, ek wil aktief wag, maar dit beteken, ek gaan teenwoordig wees. Ek gaan vra, wat is U besig om te vorm? Met ander woorde, ek gaan wakker wag. Ek gaan met oop oë wag, Here. Geef my oop ore ook om te hoor wat U vir my sê in hierdie wagtydperk. Jy sien, ons 2 groot belydenisse wat wanneer jy en ek aktief wag, wat ons eintlik uitleef. Die een groot belydenis, ek bely en sê, ek vertrou U. Met ander woorde, Here, ek vertrou U. Ek met hierdie wete, U is aan die werk, selfs al sien ek dit nie met my oë nie. Selfs al beleef ek nie sekere ding nie, weet ek en bely ek vertrou U, want U is aan die werk. Saam met die psalmdigter sê ek die volgende, Psalm 130 vers 5 tot 6, hy sê, ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord, ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wagte op die môre. Dis die een groot belydenis, wanneer ons aktief wag. My vertroue is in die Here, waarmee hy ook al besig is, al sien ek dit nie nou nie. Maar ek dink daar's 'n tweede groot belydenis wanneer ons aktief wag. En die tweede groot belydenis is dit, dat my geloof is nie gebaseer op gevoel nie. Dit is nie gebaseer op emosie nie. Iemand wat my hiermee gehelp het, is die skrywer Ron Rolmeister. En hy skryf die volgende, hy gebruik hierdie illustrasie van iemand wie se pa sterf. En ek wil jou vra, leef jouself gou in hierdie storie. Jou pa sterf en jou ma is nog, sy leef, maar sy is in 'n baie swak toestand. Sy het nodig om versorg te word. So jy en jou broer of jy en jou suster plaas haar in 'n versorgingseenheid. Maar jy bly baie naby aan hierdie versorgingseenheid. Jy's letterlik 5 minute van hierdie versorgingseenheid af. Maar jou broer of jou suster bly in 'n ander land. 'n paar duisend kilometer van hierdie versorgingseenheid af. En jy besluit, maar ek gaan elke middag by my ma 'n draai maak. Na werk gaan ek eers by haar stop. En baie van die versorging van jou ma val ook op jou, want jy's naby. Jou broer of jou suster is baie ver. En elke middag na werk stop jy by jou moeder wat in die versorgingseenheid is. En jy sit saam met haar. En dis in daai uur en 'n half, 2 ure soms, waar julle oor alledaagse dinge gesels. Julle gesels oor die weer. Jy sê, wintersdag is hier, ma. Ons het alweer in die water en dis uitdagend, mamma. Julle gesels oor wat sy die loop van die dag ervaar het. Sy kla oor haar skete en haar siekte en jy luister. Jy verduidelik vir haar iets wat by jou werkplek gebeur het, 'n uitdaging wat jy beleef het in 'n vergadering. Soms sit julle net daar in stilte. Jy kyk saam met haar gunsteling middagprogram, en so nou en dan raak jy selfs in die slaap, terwyl jy daar in die stoel sit. Maar jy is saam met haar. En nou die vraag wat Ron Rolheiser vra, hy vra, in daai jaar, wat jy elke middag by jou ma 'n uur of 2 sit, hoeveel keer het jy werklik diep gesprekke saam met haar? En dan antwoord jy en ek dalk en sê, maar dalk 4 keer in 'n jaar, of 5 keer. Maar die res van die gesprekke is alledaagse gesprekke oor die doen en late van ons lewe. En dan gaan hy verder en hy vra die vraag, hy sê, maar beteken dit dat daar niks in julle verhouding gebeur nie? En dan sê nee, inteendeel. Dis in daai alledaagse tye, daai tyd saam, selfs wanneer ek sit en slaap in die stoel, waar ons verhouding bou en sterk word. Met ander woorde, ek daag op, elke dag daag ek op.
Maar nou kom kuier my broer of my suster, wat duisende kilometers van hier af bly, en hulle stap die middag in by my ma, en hulle omhels, my ma en my broer, my suster, hulle omhels mekaar, en daar's trane, en daar's blydskap. En nou as buitestander kan ek kyk, en ek kan vra en sê, beteken dit, omdat daar emosie is, dat hulle 'n dieper verhouding het as ek en my ma, wat elke dag ontmoet, en in hierdie tyd saam sit, en dan is die antwoord weer eens, nee. En die punt wat ek wil maak is, die disippels, in die boefretrek, ons lees daar in Handelinge 1 vers 14, hulle het almal eensgesind volhard in gebed. En ek wil vir 'n oomblik stil staan by daai woordjie volhard. Met ander woorde, vir daai 10 dae het hulle elke dag opgedaag, al was dit moeilik geweest, in Jerusalem, dis die plek waar hulle die trauma beleef het, met Jesus se sterfte, dis die plek waar hulle lewe in gevaar is, maar hulle hart loop nie weg nie. Jesus het die opdrag gegee, gaan wag in hierdie stad, en elke dag, soos hierdie man of hierdie vrou wat opdaag by hulle ma, daag hulle op, en die verhouding bou, die verhouding versterk. En hier is die eerste vraag wat ek vir jou wil vra. Dis wanneer jy en ek opdaag, elke dag, in die wagtydperk, selfs in die moeilike wagtydperk, want wag is nie altyd maklik nie, in die Jerusalem van ons lewe, dat God kom en hy kom elke dag, kom vorm. Dis nie gebou op emosie nie. Ja, ek ervaar soms emosie, maar is nie, my geloof is nie gebou op emosie nie. My geloof is gebou op hierdie wete, dat ek hom kan vertrou, die een wat besig is om te werk in hierdie wagtydperk, selfs is daar nie sigbare tekens op hierdie tyd nie. Kom ons stap na 'n tweede vraag. Tweede vraag gaan oor iets baie prakties. Wat is die aksie wat ek nodig het om te neem in hierdie wagtydperk? Ek wil dit ook noem, wat is die wagtaak? Want vir hierdie disippels was daar 'n wagtaak gewees. Hulle het nie net in die boefretrek elke dag gekniel, gebid en aanbid nie. Ja, hulle het dit ook gedoen, maar daar was 'n praktiese wagtaak in hierdie 10 dae gewees. Kom ek herinner jou aan die wagtaak. Onthou, Judas het sy eie lewe geneem. Een van die 12 disippels. En nou moes sy plek, moes dit weer gevul word. Met ander woorde, die struktuur moes weer, die disippelskapstruktuur, die leierskapstruktuur moes weer versterk word vir die volgende seisoen wat kom. Met die uitstorting van die Heilige Gees, moes daar iets baie prakties gebeur. Hulle moes weer 'n disipel kies, om in Judas se plek, hierdie plek te neem. Dit was hulle wagtaak gewees. En soms in jou en my wag, is daar ook 'n wagtaak. Jy sien, wag beteken nie, ek sit my hele lewe op hold nie. Daar is soms 'n wagtaak. Kom ons dink aan verskillende scenario's. Dalk is jy enkellopend en jy wag vir daai spesifieke een, daai spesiale een. Jou wagtaak is dalk om vriendskappe te bou. Ek gaan sit nie net terug en doen net niks nie. Dalk is daar 'n bepaalde skuif wat jy op hoop wat moet gebeur by jou werk. En dalk is jou wagtyd en jou wagtaak in daai tydperk om dalk vir 'n spesifieke kursus te gaan, jouself op te skerp. Wie dalk wag jy vir 'n bepaalde geestelike deurbraak. Maar dis in daai wagtyd wat daar 'n wagtaak is, en dalk is daai wagtaak, en ek wil jou terugneem na ons begin van ons jaar met 'n intentionele jaar. Daar's sekere geestelike dissiplines wat ek nodig het om dalk in te oefen, wat my gereed maak vir dit waarop ek wag. 'n Wagtaak. En dit skep ook die ruimte, al hierdie dinge. En baie keer is dit iets baie prakties, soos byvoorbeeld as dit kom by my finansies. Ek moet leer om 'n begroting op te stel. As ek vertrou die Here met 'n deurbraak bring in my kinders wat hom dalk nie ken nie. Dalk is daar 'n bepaalde verhouding wat ek daar nodig het om te bou of om te bid. Ek weet nie waarvoor jy wag nie.
Maar wat ek wel weet, is dat in 'n wagtydperk, is daar soos vir die disippels 'n bepaalde wagtaak. Kom ek kom by die laaste vraag hier, die derde vraag. Wie wag saam met my? Of ons kan ook vra, wie is daar wat op hierdie stadium alleen wag, saam met wie ek moet wag? Jy sien die disippels, en as ons dit weer teruggaan na die skrifgedeelte in Handelinge, lees ons in Handelinge 1 vers 14, hulle het almal eensgesind volhard in die gebed. Eensgesind, hulle was saam gewees. Nou, as jy kan onthou van verlede week, ons het verlede week vir mekaar gesê, ons het gepraat oor die lewe van Lukas. Lukas is die skrywer van Handelinge, en jy onthou sy eerste volume is die evangelie van Lukas. En as jy gaan kyk na die begin van Lukas, en in die begin van Handelinge, is daar bepaalde ooreenkomste. Lukas begin, hierdie evangelie begin, dan sê hy rig dit aan 'n spesifieke persoon, Theophilus, noem hy die naam, wat beteken geliefde van God. Handelinge rig hy aan dieselfde persoon, Theophilus. Op die eerste bladsye van Lukas is elke persoon van wie jy lees besig om te wag. Maria wag, Elisabeth wag, Sagaria wag, Simeon, Anna wag. En hulle is nie mense wat alleen wag nie, hulle wag saam. En Maria gaan na Elisabeth toe en sy maak haar storie oop vir Elisabeth. Hulle wag saam. Op die eerste bladsye van Handelinge, elke naam wat jy lees in die eerste hoofstuk van Handelinge, is mense wat besig is om te wag. 11 van die disippels se name word genoem. Hulle word op die naam genoem. Hulle is besig om te wag. Maria, die moeder van Jesus, is ook in die boventrek. Haar naam word genoem. Daar's nog vroue saam met haar. Hulle is besig om te wag. Inteendeel, Handelinge 1 sê vir ons, daar is omtrent 120 disippels saam. Almal in Handelinge 1 is besig om te wag. En hulle wag saam. Daar's waarde daarin om saam te wag. Ons word geroep om saam te wag, nie om onsself te isoleer wanneer ons wag nie. Dis deel van gemeente wees. Ons wil nie 'n gemeente wees wat Sondag net ontmoet, hier uitstap en sê, baie dankie, ek gaan oor 2 Sondae weer terug wees hier, en ek's deel van 'n groep nie. Ons wil mense wees wat mekaar inlaat in ons stories. Dis wat die disippels van Jesus doen. Kan ek jou vra, vir wie het jy al jou storie oopgemaak? Ek sê nie ons moet vir almal nie, maar wie wag saam met jou? Daar's so 'n krag daarin, om oop te maak en te sê, wag saam met my. Hier's 'n uitnodiging in my werk, hier's 'n nuwe uitdaging. Ek wil nie alleen wag nie, ek kan nie alleen wag nie, bid saam met my. Ek moet 'n besluit neem oor hierdie verhouding, ons is besig om ernstig te raak, en is dit die persoon met wie ek moet trou? Wag saam met my. Ek sit met 'n uitdaging met my kinders. My seun wil die Here nie dien nie. Ons is al raad op. Ons wag vir 'n deurbraak in sy lewe. Wag saam met my. Vanoggend het ons nuwe lidmate, en ons vra baie keer die vraag, maar hoekom moet mens lidmaat raak van 'n gemeente? Hierdie is deel van dit. Ons is nie net 'n groep wat 1 keer 'n week ontmoet nie. As jy nog nie deel is van hierdie gemeente en jy wil lidmaat raak, jy's vanoggend nog baie welkom. Ons ontmoet 10:30 in die klein teater, reg oor kant hierdie teater. Jy kan net so toe stap, jy kan vir jou 'n koppie koffie kry, 10:30 daar wees. Ons gaan tot so 11:15, 20:11 gaan ons daar wees. Maar moenie vir dit vanoggend verbygaan nie. Dalk is jy al 'n geruime tyd hier en jy wik en weeg so, moet ek lidmaat raak, moet ek nie lidmaat raak. Ons is mense wat saam wag. Kom ons vat weer ons gedagtes terug na die boventrek toe. Daai 10 dae. Ek wonder, en hier wil ek jou nooi om jou verbeelding saam met my te gebruik.
het hierdie disippels vir daai volle 10 dae goed gewag. In my leeftyd moes ek al groepe mense neem op sendingreise, Mosambiek, Kenia. En ek onthou die opleiding wat ek ontvang het, hulle vir my gesê, kyk uit vir die 7de dag saam. Want op dag 7 raak hierdie mense geïrriteerd met mekaar. En dit was amper soos kloksag. Op die 7de dag het mense begin stry, geïrriteerd raak met mekaar. Ek wonder of hierdie disippels daai volle 10 dae mooi saam met mekaar gewag het. Of het daar iets van hulle menslikheid ook deurgeskemer, hulle onsekerheid, hulle ongeduld. Die goeie nuus van Jesus is dat die vervulling van God se beloftes, hoor hier, die vervulling van God se beloftes hang nie af van hoe goed ons wag nie. Die goeie nuus vanoggend is nie dat jy en ek getrou wag nie. Maar die goeie nuus is dat God getrou is in sy opdaag. En dis my gebed dat jy ook, in watter wagtydperk jy ook al is, sal beleef God se getrouheid. Dat hy God is wat besig is om jou te vorm en opdaag. Deel van die Bybel is daar profetiese boeke. En daar's 'n groep boeke wat genoem word die klein profete. Habakuk is deel van die klein profete. En die Here kom deur hierdie profeet met 'n profetiese woord oor wag. Ek het so 'n idee dat hierdie woord kan dalk 'n profetiese woord wees vir oggend vir iemand hier wat besig is om te wag. Ek deel met jou Habakuk 2 vers 3. Die Here sê, die dinge wat ek beplan, gaan nie nou dadelik gebeur nie. Stadig maar seker breek die tyd aan, wanneer die visioen waar sal word. Wag geduldig, al voel dit of dit stadig gaan. Wees seker, dit gaan gebeur. Dit sal nie onnodig talm nie. Kom ons bid saam. Here, dis vir ons vanoggend moeilik om te sê dankie vir wagtydperke. Want dis ongemaklik, dis onseker en ons hou nie altyd daarvan nie. Here, dankie dat U besig is om ons te vorm ook in wagtydperke. En selfs in hierdie tyd van die jaar waar ons is, in hierdie 10 dae tussen Hemelvaart en Pinkster, dat U in elkeen van ons se lewens besig is om te vorm en te werk. Here, mag U vir ons oë gee om te kan sien wat U besig om te vorm in ons lewens. Geef ons ore om U stem te kan hoor, onderskeiding om te kan sien waar U werk. Here, dankie dat U ons ook vul met geduld. Dat U ook vir ons mense gee wat saam met ons wag. Ons wil ook vanoggend mense wees wat rondom ons kyk en die vraag vra, wie is daar om my wat besig om te wag met wie ek saam kan wag? Here, U gee vir ons ook sekere wagtake. En ons wil dit met gehoorsaamheid aanpak en voltooi, saam met U. Ons dank U daarvoor. U is besig om nuutheid en varsheid in ons lewens te vorm. Dis soos nuwe wyn. En ons eer U daarvoor. Amen.